Kronieke van die opstand, die eerste dag. Abel het op die aand van die 1 Februarie 1825 in die geheim van Rietrivier weggegaan. Daar het hy gewoon saam met sy eienaar. Hy het na Houdenbeck gegaan, die plaas van Willem van der Merwe. Daar het hy geland, Isak Thuys, Isak Roy en Hendrik ontmoet. Hulle het alreeds op hom gewag. Die groep het op perde geklim en teruggery na Rietrivier. Met hulle aankoms het hulle na Barend van der Merwe se huis gegaan. Barend was buite besig om skape te vang wat uit die kraal ontsnap het. Die rebelle het 2 gewere en ammunisie gevat. Hulle het op Barend geskiet. Hy het in die huis gehardloop en by die agterdeur uitgevlug. Hy is in die voet gewond. Barend se vrou het saam met hul kinders en Goliath, 'n slaaf, weggekom. Die rebelle het toe teruggegaan na Houdenbeck, saam met nog 'n slaaf met die naam van Klaas. Hulle het in die middel van die nag daar aangekom en na Goliath se hut gegaan. Daar het Achilles, Antoni, Valentyn en Vlak ook by hulle aangesluit. Kronieke van die opstand, die tweede dag. Die volgende oggend het die rebelle buite die plaashuis weggekruip en gewag. Toe Willem en sy buurman Hannes vertrek om met die oggendse werk te begin, het geland Abel, Isak Thuys en Klaas in die huis ingegaan om die gesin se gewere te steel. Hulle is egter betrap deur Willem se vrou Elsie, wat met Abel en geland gestoei het. In die proses is sy in die linker bobeen geskiet. Die res van die rebelle het buite gebly om die huis op te pas. Die rebelle het die gewere gevat en al hulle wapens onder mekaar verdeel. Intussen het Willem en Hannes vinnig terug na die huis gehardloop, terwyl die rebelle op hulle skiet. Toe die rebelle probeer om by die voordeur in te breek, het Hannes agter by die huis uitgevlug. Die rebelle het hom gesien en agterna gesit. Willem het probeer om met die rebelle te praat, maar hulle wou nie luister nie. Geland het op Willem geskiet en hom doodgemaak toe hy die voordeur oopgemaak het. Die mense in die huis was vasgekeer. Elsie en Hannes het gaan wegkruip saam met die ander besoekers in die huis. Die skoolmeester Verlee, sy vrou Martha en hul baba. Hannes en Verlee het na die kombuis gevlug saam met Elsie, wat probeer het om in die oond weg te kruip. Martha, al die kinders, die vroulike werkers en slawe in die huis, het in die solder gaan wegkruip. Die rebelle het probeer om die oond oop te breek en het van buite daarop geskiet, totdat Elsie uiteindelik uit die oond geval het, vol stof en rommel. Terwyl Hannes probeer het om haar op te help, het die rebelle deur die kombuisdeur in die huis ingebreek. Hannes het hulle gesmeek om hom te spaar. Volgens die hofstukke het Abel geantwoord: "Geen Christen moet gespaar word nie, want daar was gesê dat die slawe met nuwe jaar sou vry wees. Maar dit het nie gebeur nie, en nou sal hulle hulself vrymaak." Daarna het hy vir Hannes in die bors geskiet. Hannes is op slag dood. Daarna het die rebelle verder in die huis ingegaan. Abel het op Verlee geskiet, wat op die grond geval het en gekyk het asof hy dood was. Die rebelle het die huis deursoek en 2 pistole en nog ammunisie gekry. Toe hulle agterkom Verlee leef nog, het Abel hom in die kop geskiet. Maar Verlee het steeds geluide gemaak en Isak Roy het hom toe in die bors geskiet. Daar is verskillende menings in die hofstukke of Roy dit self gedoen het of geland hom gedwing het om dit te doen. Teen daardie tyd het Elsie probeer om onder die tafel weg te kruip en na die solder toe te gaan, waar die kinders en vroue geskuil het. Die rebelle het onder mekaar gestry oor wat hulle met die vrou en kinders moet doen. Party wou hulle seermaak en ander nie. Die Khoisan vroue en slawe vroue het gepleit dat die vroue en kinders gespaar word. Sodoende het hulle dit reg gekry om hulle te red. Geland Abel, Isak Roy, Isak Thuys, Hendrik en Klaas het toe die plaas verlaat. Hulle het Valentyn, Vlak, Achilles, Antoni en een van die slawevroue Pamela agtergelaat.
Pamela is later deur die owerhede beskryf as deel van die groep rebelle, maar dit is nie bevestig dat sy werklik betrokke was nie. Elsie se wonde is deur die oorblywende werker versorg, maar dit is nie seker wie dit gedoen het nie. Op 'n stadium het Pamela Valentine en vlak in die berge weggekruip, soos Galant gesê het. Achilles en Antoni het by Elsie op die plaas agtergebly. Terwyl dinge op Houdenberg gebeur het, het Barend na Sandrivier gery, die plaas van Jan Dalree, om hulp te gaan soek. 'n Gas op Sandrivier, William Pearson, het toe na die veldkornet gery en vertel wat gebeur het. Die veldkornet het toe 'n kommando gestuur om die rebelle te vang. Die laaste groep rebelle, Galant Abel, Isaac Roy, Isaac Thuis, Hendrik en Klaas, het eers na Sandrivier gery, toe na Rietrivier, Barendse plaas, en daarna na 'n weiplaas wat aan Piet van der Merwe behoort het. Daar het hulle op die kommando afgekom. Hendrik en Klaas is daar gevang, maar die ander het in die berge gevlug. Uiteindelik is al die rebelle gevang en na Kaapstad geneem. Daar is hulle verhoor vir die misdade wat hulle tydens die opstand gepleeg het. 'n Slaaf het die naam Adonis saam met hulle verhoor. Hy is daarvan beskuldig dat hy die gietvorms gegee het om die ammunisie te kon maak. 'n Vryman met die naam van Petrus Josephus Kamfer is ook aangekla omdat mense vermoed het dat hy betrokke was met die beplanning van die opstand.